Baie welkom by nog 'n aflewering van Die Reine Wynheid net hier op RSG se Bek Bazaar. En vandag gaan ons 3 spesiale wyne kombineer met 3 spesiale geregte. In die ateljee het ons die hoofsommelier as jy wil, van Marble Restaurantgroep. Wieke Sieman gesels met ons oor sy pad as persoon wat baie min geweet het van wyn en homself opgelei het. Later natuurlik ook 'n WSET, soos dit bekend staan, vlak 3 kwalifikasie ontvang. Hy vertel vir ons meer van hoe jy kan maak by die huis om jou gaste te bederf. Maar eers is dit tyd vir my wyn van die week. Hierdie week is dit die Klein Noot Tamboerskloof Syrah. Ek het jare gelede op die plaas 'n draai gaan maak, 'n onderhoud gedoen en van die wyn vir my aangeskaf om huis toe te vat. En dit was daai tyd heerlik en ek het onlangs weer daarvan gekoop vir die vakansietyd. En wat 'n lieflike smaakprofiel. Viooltjies, kaneel, swartpeper, rooi kersie, sjokolade, pruim. Fantasties elegant, struktuur, klassieke styl, elegante Syrah in Suid-Afrika en goeie potensiaal vir veroudering. Kyk of jy dit in die hande kan kry, dit is die Klein Noot Tamboerskloof Syrah. Baie welkom. Ek wil net sê dankie vir die moeite, want hier is nou fyn geregte uitgepak, fine dining soos dit bekend staan van Marble. Vertel vir ons waar die pad begin vir jou as sommelier. Ek weet jy is nie net 'n sommelier nie, jy is nou die hoofwyndirekteur vir Marble as 'n groepering in die algemeen. Dis 'n baie groot titel om te dra. Nee, sure, dit is 'n baie groot titel vir die groep. Ek wil net sê baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n baie groot voorreg om bietjie te chat oor wyn en te chat oor die restaurante. Is altyd lekker om bietjie te praat. Ja, die storie het al begin ek het uit Woordskommende Park het gekom, by Tikkies gaan Swartbeek om toerisme en toe by Forum Harmony en Roots restaurant gewerk in die Cradle of Humankind. Ons 'n bietjie daar gewerk op half die aanvangs kantoor en jy weet mense in hulle kamers geneem en kamerchecks gedoen en toe sê iemand vir my eendag wil jy nie 'n wynproe sit nie. En toe ek nou sit in die wynproe, toe is daar verskillende chefs en daar's verskillende sommeliers en almal begin praat oor wyn en geure en hulle ruik dit en dit gaan soos lekker saam kos en ons moet dit doen saam met dit en ek dink dis half juist waar die gogga gebyt het. Van daar af het Francis Krone, my mentor, vir my gesê daar is 'n gaping vir jong sommeliers in Suid-Afrika. Hy was op die vloer gewees en hy het afgetree van die vloer af. Gareth wat Londen toe is, het ook vir die Suid-Afrikaanse vloer afgetree. So daar was 'n groot gaping gewees in die Suid-Afrikaanse restaurant vlak vir jong sommeliers. En van daar af het ek maar net begin om my zakgeld gevat of my salaris gevat, na 'n bottelstoer toe gegaan, verskillende bottels wyn gaan koop, gesit by die huis, geproe, my oë toegemaak, gekyk wat ek ruik, en ek bedoel dit is 'n lang pad wat jy stap om te leer en dis baie teorie wat jy moet deurgaan. Is bevoorreg gewees om my WSET level 3 te doen deur Marble en my Core of Masters in Londen te gaan skryf, my introductory en toe my certified en ja, beste jong sommelier gewen eers in Suid-Afrika en toe beste sommelier gewen in Suid-Afrika. So het jy groot geraak met wyn? Glad nie. My ma het nie baie goeie wyn gedrink nie, maar nou van COVID af het ons eie wyndistribusie besigheid ook begin. So my pa en ma en my broers nou meer in wyn as ek. Hulle is nou saam op dreef. Yes. Familie besigheid. Maar dis interessant, ek het 'n ruk gelede wat die eerste potgooi wat ons gedoen het, die eerste Bek Bazaar was toe op die ou end oor met verskillende mense in media, die sommelier wat nou die beste in die land gewen het onlangs en nog mense in die bedryf en ek vra toe wat was die wyn met jou groot geraak? Niemand het met fantastiese wyn groot geraakie. Ek dink enigiemand het groot geraak met hierdie fantastiese, wel nie enigiemand, ja, ek is seker daar's baie mense wat luister sê, "Wel, ek het." Maar ek vra wel ook vir hulle wat jy gedoen het is so bietjie wat ek ook gedoen het toe ek jonger was. Al my vriende was swaalf, baie van hulle was in die wynbedryf, wynmakers en dan praat hulle nou na die braai, praat hulle nou, "O, hierdie wyn, weet ek nie waarvan hulle praat nie." En ek het hierdie geld gehad om te leer regtig nie en toe ek nou uiteindelik 'n salaris verdien, toe gaan ek weer ook na die winkel toe en ek gaan kies toe nou, ek sê toe spesifiek Meerlus lyk bekend. Ek gaan 'n Meerlus Merlot koop en dit is 'n verskriklike duur bottel wyn, maar ons praat nou van 25 jaar terug. En dit is hoe ek ook myself geleer het. Ek het toe besluit ek gaan nou net goeie wyne en ek sê in aanhalingstekens want my wyn vir die week vir die eerste Bek Bazaar was 'n Chateau Libertas. Sure. En ons het hom gedrink voordat ek dit opgeneem het in Swan en dis snaaks, ons het een in die huis gehad wat ons nooit in die huis het nie.
sommer vir die pret besluit, ons wil dit weer koop vir 'n slag en proe smaak het deesdae, want dit is wat ons op universiteit half gedrink het, jy weet. So ek het nie 'n probleem met enige wyn wat jy kies nie, maar ek het nou daai roete ook gevolg van jou palet ontwikkel. Maar ek het ook vir almal gevra, wat was die eerste wyn wat jy gedrink het, wat jy gesê het, dit maak sin. Hierdie is hoekom ek weet jy was geïnteresseerd daarin en jouself geleer, maar dan was daar 'n wyn wat jy kan onthou, dit was 'n oomblik en gedink, sjoe, hierdie is waaroor dit gaan. So as ek nou moet terugdink, en as jy die naweek oor, as ek in die Swartland gewees met iemand daar gepraat en die eerste kussie wyn wat ek gekoop het en dis nie die wyn wat ek ook geproe het en gesê het ek gaan van hierdie kus koop en dis waar my wynlewe gaan begin was 'n bottel waterkloof, seriously cool Sinsou. So Sinsou was die super inding gewees toe ek begin het so half amper wat sit nou 13 jaar terug, 14 jaar terug in die wynbedryf. En ek dink dit was hulle eerste of tweede vrystelling, onthou dit was hierdie ou boswingerde wat in die label het gesê op die agterkant van die bottel, die cool of false by influence wat uitkom oor die see uit, oor die wingerde. Ek onthou dit was 19, ek dink was 64 of 66 wanneer die wingerde geplant is. So dit was baie interessant geweest en ek dink dis waar die gogga regtig gebyt en gesê dit weet jy is nou maar geïnvesteer in wyn. Dit is nou maar jou loopbaan en hierdie is die pad vorentoe. So, ek is baie gefascineerd en jy's ook baie lank. Ek sê ek toe hier kom sit, sê ek maar hoe lank is jy? Hoeveel 1,9 hoeveel? Ja, 196, 195, ek weet net was hom maar so baie. En al wat ek dink is hierdie arme ou met wyn, nie dat jy nou heeldag staan en wyn skink nie. Ek bedoel jy kyk mos nou na die groter prentjie, daar is nou ander mense wat daai het, maar as iemand die sommelier roep, hulle wil nou nie met daai term noodwendig vir jou gebruik nie en dit uitfaseer maar vir jou roep en jy moet nou vir al die jare moes jy dan ook nog geskink het. Hoe hoog en laag moet die tafels vir jou wees om gemaklik te wees? Ek gaan op 'n hurke so langs die tafel by die mense en dan praat ek nou maar met hulle so. Dus en jy weet, is ook 'n bietjie minder intimiderend. Met sommeliers, jy weet, baie mense dink die mense gaan hierdie man gaan net jou geld vat. Jy weet, ek is daar om te luister en regtig die regte bottel wyn op die tafel te kry. As dit nou R300 of R1500 of R20000 'n bottel is, vir my is dit luister na die kliënt wat die kliënt wil hê en ek sê dit vir my hele span ook by Marble. Jy weet, luister en kry die regte bottel wyn op die tafel op die einde van die dag. So wat is jou proses? Sal jy nou sê, jy moet asseblief deur dit neem, want ek gaan nou by jou eet by Marble en ek sê, hierdie is wat ek gaan eet, of wat ek wil eet en jy moet asseblief wyne voorstel. Maak jy dan jou keuse of sê jy eers sê, luister maar watter tipe wyn geniet jy, daai tipe van ding. So hoe werk die proses met 'n kliënt? Ja, so vir my hoe meer vra ek vir die kliënt, hoe beter. So ek sal gewoonlik sê, waarmee gaan ons begin? Gaan ons begin met 'n klein bietjie borrels of 'n bietjie vonkel? Gaan ons begin met witwyn? Gaan ons begin met rooiwyn? En gewoonlik as iemand vir jou sê half, kom ek gaan begin met borrels, ons dit altyd gaan ons MCC doen of gaan ons champagne doen van Frankryk af, of as iemand vir my sê hulle gaan witwyn drink, dan skiet ek gewoonlik na 3 variëteite toe, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc of Chardonnay. As iemand bietjie meer na daai aromatiese variëteite toe wil gaan, soos 'n Riesling of 'n Semillon, dan sal hulle vir my dadelik sê. Met rooiwyn gaan ek gewoonlik iets bietjie meer sag, iets bietjie meer medium of iets bietjie meer swaarder. En gewoonlik sê die mense vir jou, hulle gee al vir jou 'n klein bietjie half clues en dit help baie. Net om uit te vind watter tipe van styl hulle geniet. Weet, as hulle nou vir jou sê Chenin Blanc, gewoonlik vra jy die vraag iets bietjie meer mineraal of iets met 'n bietjie meer hout gedrewe en hulle sê vir jou gewoonlik ek hou van iets bietjie meer varser en dan weet jy, nou sê ek vir die sommeliers, nou moet jy jou wyne ken. Want as jy nie weet dat sê nou maar vroeër het jy gesê Ken Forrester FMC is 'n bietjie meer van 'n swaarder styl van Chenin Blanc, waar daar ander wynmakers wat 'n klein bietjie met 'n ligter styl maak. Daar moet jy nou jou wyne fisies gaan ken en dit is wat baie belangrik is vir die sommeliers in Suid-Afrika, is om te gaan selfstudie oor die wyne wat hulle proe. Ja, hoe baie gaan jy uit na plase toe en gaan proe? Ek is bevoorreg. Toe ek in Johannesburg was, het baie mense my kom sien, maar nou op my afdag is dit so lekker in Kaapstad. Ons klim in die motor, 45 minute is jy of in Franschhoek of in Stellenbosch of in Swartland en ek gaan sit saam met die wynmakers en ek het met my iPad hier so en ek is een van daai ouens, al die wynmakers sê altyd vir my, because jy praat nie baie as jy proe nie. Ek sê nee, maar ek maak notas. En ek het my eie stelsel wat ek deurgaan en vir my is dit baie belangrik. Ek sit en ek luister gewoonlik net as wynmakers praat, want vir my is dit ek is daai laaste koneksie tussen die wynmakers se wyn en die kliënt en vir my om daai storie oor te dra wat hulle vervaardig het of weet dit nou iets interessanters oor die plaas oor die wynmaker of sy pad wat hy gestap het. Vir my is dit om daai storie oor te dra aan die einde van aan die mense. Ek sit nou net en dink wynnerd, want dit is nou 'n naam wat nou al verwoord wat nou al baie deurgekom het wat mense sê ek's eintlik bietjie van 'n wynnerd. Dit voel so 'n bietjie. Yes, ja, definitief. Sommige mense sê vir my is dit al wat jy doen is dit net wyn en ja, ek drink bier.
ek kontak nou vir jou. Ek sê asseblief sien julle kans om so 'n bietjie van 'n proe in die ateljee te kom doen. Ons praat van 'n kos en wine pairing. Dis nou die Engels daarvoor, die Afrikaans is maar moeilik om te vind. Pairing werk definitief nie vir mense nie. So mense moet maar sê hoe hulle dit benader. Ek sê maar net 'n samekoms van wyn en kos. En ek vra toe kyk vir ons 'n paar geregte bring met wyn. So wat het jy toe op besluit en hoekom? So, ek het vir ons 3 geregte gebring. Ons kyk bietjie na 'n voorgereg. Ons het 'n baie lekker asperges dis met 'n wonderlike prei dressing onder en dan boord ons 'n bietjie zaatar spice gegooi en dan het ons ook 'n baie lekker sesame saad blokkie bo-oor met 'n bietjie pampoensade. En dan vir hoofgereg het ons 'n lekker ribeye, bietjie soet patats, daar's 'n klein bietjie beenmurg daar en daar's 'n baie lekker Franse half ryk bottersous wat Matt vir ons in mekaar geslaan het. En dan nagereg, ek sukkel so 'n bietjie met die soet goed. Self. Dankie so. En almal sê altyd aan die einde van na hoofgereg, nee, ek's vol, ek wil niks meer hê nie. Ja. En tot iemand 'n stukkie kaas uitbring. En dan is almal weer honger. Ja. So ons werk baie lekker saam Karen en Dudley en ons het 'n hele klomp lekker konfytjies en goeders wat sy haar span vir ons alles aan mekaar slaan. So ons gaan 'n bietjie kaas gesels, kaas en wyn. Ek moet sê ons bestel nooit nagereg nie. Dus as daar nog plek is dit die kaasbord. Presies. As in die kaasbord is dit dan gaan ons ongelukkig nou nie sommer nagereg bestel nie. So terwyl ons jy kan die eerste een vir ons so lank kan ons uitskep of gewoon ons maak. Ja, jy gooi jy daarso ja, kry vir jou 'n bietjie van alles. Ek gaan uitskep en dan gaan ek proe en dan kan jy so lank vir ons kan ek vir jou 'n bietjie inskep. Ja, seker maar gooi jy dis vir ons ek maak die wyn oop. Okay. Ja. En dan moet jy vir ons sê hoe jy met die chef Matt ook saamwerk. Jy weet hoe gaan sit julle en bespreek julle die spyskaart saam. Hy moet nou die spyskaart saamstel en dan moet jy kom met die wyn of kom jy partykeer sê ek het ons moet hierdie wyn vir mense laat ervaar en is daar iets wat hierby kan wat is die kant om vir dit werk? So, baie interessant, Marble is 'n klein bietjie anderste as ander restaurante. Ons het nie al 'n set menu nie, alles is à la carte. So, Matt gebruik meestal maar my palet om te seker te maak dat die suur en alles is in balans is op die bord. Maar as dit kom by half, jy weet die kos en wyn samestelling, ons gaan nie die woord pairing gebruik net soos gesê, of die pairing, dan doen ons regtig baie goeie wyne by die glas. En al die wyne wat ons vandag oopmaak is wyne wat ons doen by die glas by Marble Kaapstad. En weet vir my is dit half belangrik. Ja, as mense die pairing wil doen, is dit baie interessant en op die einde van die dag dink ek mense kan so opgerep raak met om die presiese wyn saam met die dis te kry, maar daar is so baie fakture op die bord hier so al klaar. Ek bedoel ons praat met amper 7 of 8 bestanddele wat nou opgeskep is. Jy weet, daar is definitief iets wat gaan kontrasteer met die wyn en daar is dinge wat gaan saamwerk met die wyn. So soms as 'n mens dit 'n bietjie te oordink, dan werk alles nie lekker saam nie en dis soms ook maar die snaakste pairings wat gewoonlik werk. So vir my op die einde van die dag, ek probeer maar altyd die regte wyn vir die regte bord kry, maar ook geniet die wyn en geniet die kos op die einde van die dag en die geselskap wat rondom die tafel is. Dis wat vir my belangrik is. Ek is bly om dit te hoor want daar is 'n ding wat so by mense deesdae rondloop dat daar is nie so iets soos jy moet 'n witwyn saam met vis geniet nie of jy moet 'n rooiwyn saam met die steak wat jy nou saam gebring het, alhoewel hier's 'n fantastiese boekenouts kloof. So ek dink dis die regte besluit gewees wees. Maar bestaan daar so iets soos ek kan nie saam met 'n vis rooiwyn drink of iets soos dit? Nee, glad nie. Daar's so baie verskillende wynstyle in Suid-Afrika vandag en so baie variëteite en nuwe variëteite wat ons aanplant in Suid-Afrika, dat ek definitief dink daar is definitief 'n wyn vir elke dis. As jy wil rooiwyn drink saam met vis, daar is definitief 'n wyn daarvoor. As jy wil witwyn doen saam met vleis, daar is definitief 'n wyn daarvoor. Mense soms oor kyk MCC in Suid-Afrika wat 'n fenominale pairing is met tusse. Dit het so baie aciditeit in. So saam met vleis, 'n champagne of 'n heerlike MCC werk gewoonlik baie lekker. Hoe voel jy oor daai wat is die woord ek nou voorsoek? Die wasdoppe. Wat van hulle maak nie so mooi oop soos wat jy dit nou gedoen het. Nee, sommige wynmakers gebruik 'n lekker was en dan is daar sommige wynmakers wat heeltemal 'n was gebruik wat as jy nou klaar is dan lyk dit asof jy nou daar langs die tafel gras gesny het. Maar die geheim is met die was is moenie probeer sny nie. Vat die kerktrekker, gaan reguit deur, trek die kerk, gewoonlik breek die was baie lekker. As dan nou, net nog sê dat ek hierin oopgemaak het, was nou 'n klein bietjie was op die kant, dan sny jy af en jy's 100%. Ja. So net nog 'n ekstra bietjie was oorbly gesny jy gewoonlik af. Ja. Gesondheid en welkom. Gesondheid, baie dankie. Baie dankie. Cheers. Vertel vir ons van die wyn nadat jy hom nou
Dit is nie gekurk wat ek kan ruik nie, maar nee, daar's daarom 'n diamkerk, dink ek ons is 100% veilig. So saam met die aspersie en die prei wat ons op die bord het, hier so 'n gewone lekker spyserige Zaatar spice het. Ek gaan dink om 'n Sauvignon Blanc te doen vandag. Ons het 'n Sauvignon Blanc hierso van Hannes Storm. Nou Hannes het sy tande gesny by Hamilton Russell tot en met 2012 en van 2012 af het hy sy eie ding begin aan die Hemel en Aarde Vallei. Nou fokus is nogals sterk op Chardonnay en Pinot Noir, verskillende Chardonnays en verskillende Pinot Noirs uit die vallei uit. En hy het vir my eendag vir my 'n bottel Sauvignon Blanc gestuur en gesê hy maak hier eintlik maar net vir die eksportmark. Ek sê toe maar alright. Ek proe toe nou maar die wyn en mense weet jy nie gewoonlik Sauvignon Blanc uit die Hemel Aarde Vallei uit nie, dit is Wine of Origin of Hemel en Aarde Valley. En ek proe toe die wyn en ek sê toe, Hannes, hierdie is fantasties. So dit is nou maar op die lysie by Mabel by die glas. En ek is oral beskikbaar nie. Ek vra altyd mooi vir die Sauvignon Blanc. Maar is lekker vars styl van Sauvignon Blanc. Daar is 'n klein bietjie ouer hout op die Sauvignon Blanc, maar is nog steeds 'n baie lekker vars styl daarvan. Dit gaan baie lekker saam met die aspersie. Dit het 'n lekker hoë asiditeit wat baie mooi daai prei romerigheid sny op aan die onderkant van die bord en dan het jy daai lekker Zaatar spice wat net byvoeg by die Sauvignon Blanc. Dit is fenomenaal lekker. Kyk, ek weet jy dink nou as jy nou hierna luister, ja, maar sy moet seker nou sê dis baie lekker, maar dit is regtig geweldig lekker en ek is baie lief vir groente oor die kole, om groente in vlamme en oor die kole gaar te maak. So die feit dat jy byvoorbeeld ook sit by 'n restaurant en 'n restaurantgroep wat juist daarin spesialiseer, oop vlamme in die restaurant. Hoe beïnvloed dit jou keuse van wyne? Want die wyn moet kan opstaan teen daai sterk regeer ook van die braai? 100% definitief. Dit is juist wat anders is en moeilik is by Mabel is, weet as jy 'n stoof aansit, wat dit nou gas is of 'n elektroniese stoof is, jy kies jy weet gewoonlik waar jou knoppie moet sit vir daai hitte en jy maak jou eiers op die hitte en as jy nou op elektroniese stoof is en jy sit op 2 of 3 dan weet jy nou dis waar my pasta water kook. Op 'n 4 is dit 'n heeltemal ander spel. Jy weet, ons almal steek die 4, 2 ure of 1 uur en 'n half voor die tyd aan of 'n uur voor die tyd voor die mense gewoonlik kom. Gewoonlik as daar te veel wyn wat gedrink word, dan moet ons maar weer kool of weer hout opgooi. En ek bedoel, dis by Mabel die heeltemal die ander ding. Weet, die chefs wat werk op die grillworks of die rooster of die braai self. Hulle moet hulle eie vuur ken en hulle moet daai vuur voer, maar hulle moet ook kos terselfdertyd gaar maak en met die hitte werk. So en soos jy sê, dit is definitief nie moeilik met die wyne nie, maar jy moet in ag hou hierdie bietjie meer of char wat jy kry van die vuur se kant af. Daar's nie gewoonlik so baie rook wat afkom van die vuur af nie, maar daar is definitief 'n vuurelement wat deurkom in die kos, wat ons heeltemal anders te maak, maar wat ook, soos ek sê, die wyn kan beïnvloed. Maar ek weet nie, hierdie Sauvignon Blanc saam met hierdie asperges en die prei. Dis die eerste keer wat ek hierdie wyn proe, ek het dit nog nooit geproe voorheen nie. Soos ek sê, hy maak dit eintlik maar net vir die buitelandse mark, maar dit is absoluut fantasties. So as jy dit wil proe, dan moet jy dit by hulle gaan proe. So baie spesiaal, want dit is 'n lieflike gereg. So in terme van die rook ook eet jy nog eers so 'n paar rukkie. Ek gaan nou 'n bietjie nonsens praat sodat hy 'n hap kan vat, julle. Dis my ontbyt. Ja, arme ding en hy is so lank jy moet eet asseblief. Nog 'n lang dag wat vir julle voorlê ook. Die reuk van rook in die lug, ek weet natuurlik julle het onttrek, jy weet extractive fans soos mense dit nou noem, fasiliteite om daai reuke en so aan uit te kry soos enige kombuis, maar ek kan my voorstel dat die reuk van vuur tog die gaste bereik op 'n manier in die restaurant. 'n Mens se neus word baie beïnvloed, jy weet, deur die wyn wat jy drink in jou omgewing. Hoe hanteer jy dit? Of dit dink jy nie dis regtig 'n effek nie? Kyk nee, soos jy sê die ekstrakteer, weet alles is daar's nie regtig gereuk nie. Daar is as jy instap kan jy ruik. Kyk, daar word definitief gebraai. En die beste van alles, soos David ook altyd sê, is hy wil hê as die mense inloop, moet hulle die vure sien. En dit is iets wat ons as Suid-Afrikaners doen omtrent elke naweek. As dit nou reën of dit sonskyn is of waar rugby is of nie rugby is nie, dan word altyd dalk 'n vuurtjie aangesteek oor die naweek. En dit is wat ons as Suid-Afrikaners saambring, is vuur. En ek kan definitief die hitte voel as jy daar voor die vure sit. Ons het so half 'n mooi bank wat uitkyk by die roosters en so aan waar die mense braai op die vuur gaar maak. Daar is definitief 'n hitte wat afkom daar af en dan moet jy dink jy sit 3-4 meter weg van daai vuur af. Daai chef wat voor die vuur staan halwe meter weg van die vuur af. So dit is baie lekker warm, maar daar's definitief 'n lekker gevoel in die restaurant as altyd vuur brand en dis 'n warm gevoel in die reuk as jy sien wat deurkom. Hy het nou verwys na David, dis natuurlik David Higgs wat al
hoeveel keer van die top chefs uitgewys is in die land. Ook 'n verskriklike nice ou. Hy's van Namibië of waar kom hy vandaan? Ja, hy's van Namibië. Ek dink seker 10, 15 jaar terug laas met hom onderhoud gedoen. Maar ook 'n regte mense het besluit in Johannesburg, hulle gaan Marble toe daar oopmaak. Julle, hoeveel marbles is daar nou? Vertel net gou vir ons hoe werk dit. Dit is nog 2 nou. So saam met David, dit is vir Gary. Gary is die ander eienaar en ek wil net eers ook net vir Arien. Arien doen al ons dekor aan die middel van die restaurante. So vir die wat julle nou wat by Marble was en altyd wonder waar kom al die mooi dekor vandaan af. Veral as jy in Kaapstad instap, as jy kyk na die plafon, dit is half asof daar water op die plafon is. Dit is absoluut uitstekend gedoen en Arien doen al hierdie vir ons, dit is Gary se vrou. En Gary en David het hierdie konsep begin in 2016 waar ons begin het met Marble in Rosebank. En na Marble het ons Saint opgemaak in Sandton. So Saint ook vuur gedrewe, maar 'n bietjie meer van die Italiaanse flair. En toe maak ons vir Zoo oop. So Zoo is ons bietjie meer van ons Asian experience en van daar af het ons eerste pantry in Rosebank oopgemaak. Sjoe. Toe laas jaar in Desember was dit Marble in Kaapstad en ons het nou net ons pantry in Pretoria oopgemaak. So ek bedoel ons Pretoria luisteraars, ek hoor die pantry is vol. Ek hoor julle is altyd daar, so baie dankie vir die ondersteuning en ja, so en daar's nog baie planne wat moet kom. En ek is baie bly daar word verteenwoordig in Johannesburg. Jy weet daar in verskillende dele van Suid-Afrika, daar's baie gesê oor alles is in die Kaap. Jy weet wat ek bedoel. En natuurlik is dit 'n Kaap is uit en uit 'n kosbestemming vir fantastiese restaurante en wyne, maar daar word verteenwoordig wonderlike plek om na toe te gaan ook in Gauteng. Ja. Ek weet ons praat nou weier. Dit is nie net Gauteng nie. Maar ek het vir jou 'n ander vraag gevindig. Hoe werk jy stoor van die wyn? So jy sê nou jy gaan nou na 'n plaas, so jy sê luister, ons moet daai wyn op ons wynlys sit en hoe werk dit dan? Jy weet, koop julle nou sê maar kiste by hulle en julle stoor dit self of is dit 'n geval van jy bestel soos wat jy gaan? Ek wonder sommer want ek meen baie keer sê jy seker tot tomate van jou eie wyn ook 'n bietjie wil verouder of hoe. So ja, dit is vir ons baie belangrik om ouer oesjare op die lys te hê. En hoe dit werk is as ons nou maar iets gaan proe of ek proe met 'n wynmaker en ek is gelukkig met die huidige oesjaar van die wyn, dan koop ons nou nie groot massas of volume nie. Waar ons wel volume koop en bietjie meer massa wyn koop as ons allokasies kry van die top produsente in die land. Of as die wynmaker nou vir ons sê, kyk ek het nou 'n paar 15s of 17s of 19s oesjare waarvan ons baie hou en oesjare is heeltemal 'n ander gesprek wat ons later kan hê. Dan vra ons gewoonlik vir die plaas, okay, hoeveel kan jy vir ons beskikbaar maak? Kan jy dit hou? Moet ons dit alles koop? En ons het 'n baie groot pakhuis in Johannesburg waar ons baie wyne stoor, wyne wat ons op allokasie kry en wyne wat ons koop auction natuurlik ook. En dan as daar soms mense kom na ons en sê luister, ek het hierdie ou kelder, hierdie man wil al sy wyne verkoop. Hulle gaan inspekteer die kelder vir ons en dan koop ons baie van hierdie ou kelders uit en dan kom ons gewoonlik uit met wyne wat regtig nie meer half amper bestaan in Suid-Afrika nie, wyne wat al vergete is en ouer Suid-Afrikaanse wyne wat ek baie daarvan om te hou vir te wys vir die mense, net wat ouer wyn was in Suid-Afrika. Jy het gepraat oor Chateau Libertas, ons is by oomblik lekker ouer Pinotage van KWV, ons het 'n paar 72s, 'n paar 76s, so 'n paar wyn van die 80s ook by Marble. Sure. Ek het laas naweek 'n bottel tassies gekoop vir Fun and Jokes en dis die eerste bottel wyn wat hulle, toe ek die bottel wyn oopmaak aan die tafel, toe gryp al die jong mense rondom my dit en ons drink dit uit die bottel uit binne 5 minute. Ek kon nie verstaan wat aangaan nie. So tassies is nog 'n great wyn. Ja. Ek glo Libertas ook. Maar ja, ons koop regtig baie wyn, ons probeer verouder waar ons kan en ons probeer maar net baie goeie verhoudings hê met die wynmakers want dit is ons moet wys wat ouer wyn in Suid-Afrika kan doen. Ek noem dit altyd as ek 'n kans kry want ek het 'n onderhoud gedoen met die persoon wat Tassenberg maak. En sy sê ek kan nie dit was te lank terug, kan nie die statistiek van hoeveel wyn hulle proe deur die jaar onthou nie, maar dit is honderde wyne. Hulle proe honderde wyne deur die jaar van verskillende plase om Tassenberg presies dieselfde te laat smaak elke jaar. Want hulle uitvoermark is natuurlik groot in Namibië en sy sê toe die oomblik as dit anders gaan smaak, dan gaan die mense dit nie meer koop nie. Hulle soek dit moet so smaak. En honderde wyne toer hulle deur die land heel jaar op soek na die regte kombinasie om daai presiese smaak te kry. Sure. Dit is net jy dink by jouself dis hierdie nederige wyn en tog word daar so baie werk gedoen om daai wyn presies dieselfde te maak. So ek kyk nie neer op 'n tassie nie. Nee, glad nie. Sê ek vir jou.
Wat is die volgende Ek wyngereg? gaan vir jou aangee, so ons gaan hierdie Ek sal weer skep en dan kan jy weer so ons is nou op die hoofgereg. heerlik vleis. Ja, Vleis wat ek het maar pas 'n op die stukkie braai. vleis gebring. Dankie. Kyk. By Marble doen Waardeer. ons alles op die vuur. So asseblief, as jy van vis hou, ons het 'n heerlike salm, ons het lekker lynvis, ons het vegetariese geregte ook. So die eerste gereg is eintlik vegetaries, maar ons het heerlike vegetariese hoofgeregte ook. Soos jy sê, groente op die vuur is absoluut fantasties. Want ek dink baie mense dink die oomblik as jy praat van 'n restaurant wat van die vuur gebruik maak, gaan jy alles net 'n klomp swaar vleise eet wat ons van hou, maar dit is nie al wat jy wil hê tog nie. Jy soek 'n bietjie van 'n breër perspektief vir mense wat die arme vegetariërs het op 'n stadium net risotto gekry of 'n pampoen of iets soos dit. So ek is baie bly daar's meer geleentheid vir hulle om bietjie weier te eet by restaurante, nee. Definitief. So die wat ons gaan doen saam met ons 'n lekker ribeye. Ons gaan vat op die kos, ons het ribeye en dan ons bietjie soet patats wat in gebrande botter gaar gemaak is. In ons pizza oond. So daar is nog steeds 'n 4 element daarbey. En dan aan die onderkant is daar so groen sousie. Ek wil net Matt se Frans hier so mooi nou. Ek vra om verskoning as ek dit nie reg sê nie vir die Frans sprekendes wat inluister. Le Ancroute. So dit is maar 'n gebrande bottersous, maar daar is bietjie petersilie daarbey. Interessantere vertaling hier van tarragon wat ek gisterand nou uitgered is 'n draakplant. Die interessante draakplant, Ja, daar's ja. salie, bietjie basiliekruid, eie, anchovies en kappertjies. Sure. So dit gee vir ons 'n baie lekker souterigheid saam met die ryk of bietjie vetterigheid van die vleis wat ons het en dan Ek wil net vir jou sê ek dink ek het 'n stuk murg hier so raak gesteek. Yes, so David is mal oor murg. Sê asseblief vir hom dankie want dit gaan nou heerlik En ek dink dis half iets wat ook Ekskuus, ek kry dit gegee die wyn. Ek maak seker ons 100% ek het nie die bottels gecheck voor dit. Ek probeer mooi skep, né? Dit is moeilik. Ek gaan sommer ons kan hierdie gebruik om uit te gooi as ons moet. Die Boekenhout Kloofwyne, hulle verouder ook baie goed, né? Hulle selfs hulle Semio is ook een van my gunsteling fantasties, daai ou wingerd in Franschhoek. Baie dankie. So ja, altyd saam met vleis. Mense dink altyd jy moet rooiwyn doen. Jy kan witwyn ook doen. As ons kyk na swaarder Chardonnays in Suid-Afrika, iets wat bietjie meer gehout is daar definitief 'n wyn wat ons kan doen saam met rooi vleis. So Chardonnay is definitief 'n opsie of 'n geswaarde goue Chenin of 'n heerlike lekker wit versnit wat bietjie iets meer soos 'n Marsanne Roussanne tipe van variëteite in het wat net daai Chenin bietjie stoot en 'n bietjie meer lyf en tekstuur gee. Die rooi wyn wat ons gekies het vandag saam met die ribeye is en die rede vir die Cabernet is die Boekenhout Kloof 2016 Stellenbosch Cabernet. Hulle maak 2 Cabernets, een uit Franschhoek uit, die Franschhoek wingerd en dan een van die Stellenbosch wingerd. Hierdie was Godfried Makke, ek dink sy eerste oesjaar na John Smith by Boekenhout Kloof. So heerlik, dit is lekker vol. Ons werk met 'n 2016 oesjaar, so 16 vir my oesjaar gewys, altyd 'n bietjie meer ronder as 15 of 17 of 19. Ja. So nie 'n wyn wat nie lank gaan hou nie, maar ek dink ons is nou 9 jaar in die wyn, dis 'n wyn wat ek dink net bietjie vroeër drinkbaar is. So ons doen die wyn by die glas by Marble. Dis nie iets wat jy moet oopmaak, decant, bietjie meer lig laat kry nie. Ek het net die bottel oopgemaak. Die wyn is al klaar, spring uit die glas uit. So dit is 'n wyn wat lekker drink op die oomblik. Daar's lekker middellyf, daar's lekker tekstuur, daar is 'n bietjie meer tannine op die wyn, maar saam met die vetterigheid van die vleis en dan die lekker beermurg wat ons het op die bord, alles werk baie lekker saam. Ek wil amper sê hierdie gereg is doenbaar by die huis, maar jy gaan dit nie soos hulle kan doen nie. Ek sê maar ek gaan dit ook nie soos hulle kan doen nie. Maar dit is die kombinasie van die lekker stuk beefsteak, die patat en dan so uitjies, klein uitjies en die heerlike sous daarbey. Dit is sekerlik, ek wil sê die sagste steak wat ek in 'n lang tyd eet. En is nie fillet nie. Ja, so dit is dit wat ons nou in die winkels baie keer kry is nou maar net nie dit wat julle op die ouend aanskaf nie. Ek dink daai is my baie belangrike onderskeiding want ons braai 3-4 keer 'n week. Ons doen baie braai. En dan eksperimenteer met verskillende plekke in terme van steak en baie kere is dit lekker en so aan, maar dit is fenomenaal sag. Jy weet, dis nie vir die versnit, dis nie veronderstel om so sag te wees nie. Dis ook nie blou rou nie, wat gewoonlik bietjie sagter is. Hierdie hy's 'n medium rare en doeksag. So ek dink daar's definitief iets om by te voeg met die groot bakhuis wat ons het in Johannesburg. Al ons vleis wat ons aankoop word nog steeds vir tussen 30 en 32 dae nat verouder in groot lendes. En dan word dit eers geporsioneer en dan word dit nog steeds gery van Johannesburg af in 'n koeltrok af al die pad Kaapstad toe. So
ons koop 'n paar van ons ander vleisnitte by 'n klomp local produsente hierso in Kaapstad, maar ons hoof ribeye, sirloin en van ons snitte op die been kom alles nog van Johannesburg van Chalmar af. Maar ons nat verouder nog hierdie vleis vir 'n ekstra paar dae net om hierdie sagtheid en die lekker ding is ook as jy veral as jy nat verouder en jy reg gaar maak en jy seer die vleis af en jy laat die vleis ordentlik rus. Ja. Hou dit nog steeds lekker van daai vleisstappe in. So jou vleis droog glad nie uit nie. En ons gaan nou maar eerlik wees, die restaurant was bietjie vroeg geweest om vleis vanoggend gaar gemaak. So die was laat gisteraand gaar gemaak en in my yskas weet ek het vanoggend net gevinnig in die oond probeer sit om 'n klein bietjie hitte in te kry, maar ek bedoel absoluut fantasties dat hierdie vleis nog die volgende dag so heerlik kan smaak. Fenomenaal, hierdie kombinasie is, ek is die 7de hemel en ek wens so almal wat luister kan saamproe. Ek dink ons moet eendag net 'n massa, alhoewel dan raak dit moeilik, veral op julle vlak. Die Boekenhuis Kloof is regtig pragtig. Die oesjare, vertel gou vir my 'n bietjie, maar vat eers daar op, in terme van, jy praat van 2016, is bietjie meer vol rond, natuurlik in Suid-Afrika, het almal is liries oor die 2015, hulle praat ons maar van 15, 17, 19. Hoekom is 16 vir jou so 'n goeie jaar? Ek dink nie van 16, ek dink dit was 'n oesjaar wat as 'n wynmaker half sê jy kon nie regtig 'n fout gemaak het in 16 nie. Dit was of nie 'n easy vintage nie, maar dit was 'n oesjaar, alles het mooi in plek geval. Maar ek hou van soms van hierdie half underrated vintages of oesjare. 14 wat 'n baie nat oesjaar was in Suid-Afrika was ook vir my. Jy sien nie meer baie 14s rond nie, maar ek het altyd 14s gekoop want op 'n wynlys was dit so lekker wyn om net is nie iets wat jy hoef te verouder nie. Jy maak die wyn oop. Dit was bietjie van 'n nat oesjaar, maar die wyn het so lekker gedrink. Net in 16 toe dit half uitgekom het in 17. En dis dieselfde met 16. 16 het dalk natuurlik 'n klein bietjie meer krag agter dit gehad, maar ek bedoel dit is net 'n oesjaar, 'n wyn wat jy 'n bietjie vroeër kan drink in sy leeftyd. Ja. Mal oor 15, mal oor 17, 17 eintlik 'n bietjie meer 'n gunsteling oesdrink vir my en dan 19 was so 'n lekker cool oesjaar en ek dink dis al 'n bietjie die ander dalk van die oesjare. 21 ook 'n baie lekker oesjaar en almal sê 25 is die kwaliteit en die volume is baie hoog wat ek nou met baie wynmakers gesels het. Ja. So almal baie gelukkig met 25 ook. Maar ek dink as ons ook praat oor oesjare in Suid-Afrika, ons gaan 'n bietjie hier kom die wine nerdiness nou uit soos jy gesê het vroeër. Daar's so verskillende klomp berge in Suid-Afrika en daar's Simonsberg en daar's die Swartland en daar's Darling en daar's Elim. Dit is so wyd gesprei dat dit mag dalk reën in Elgin, maar in Stellenbosch is dit 36 grade. Ek dink dit is soms waar die verskil ook inkom in jy kan nie net sê 16 was 'n goeie oesjaar vir sommige wynprodusente en 'n slegte oesjaar vir ander produsente nie. Dat daar is so baie vintage variation, ekskuus vir die Engelse woord, in Suid-Afrika. Ja, nee, definitief. Ek meen dit is totaal heeltemal ander plekke. Jy ry net van die Parel af Seepunt toe en sit 'n ander wêreld. Presies. En weet jy wat in Cape Point byvoorbeeld aangaan en so aan. Die kombinasie is fantasties. Ek gaan nou vir jou vra jou beste raad vir iemand wat by die huis baie graag iets soos dit wil aanbied. Wat mense wil nooi, hulle wil 4, 5 geregte of 3, 4 geregte maak en hoe hulle dit moet benader. Daar is die Franse tradisie van begin met wit en dan dalk 'n rosé en dan gaan jy na jou rooi toe en dan sluit jy af met jou soet. En ek dink baie keer is mense onseker van hoe hulle daai moet benader. Ons maak maar net oop wat mense lus is om te drink. So ons doen hierdie fine dining benadering. Ek gaan nou vir jou 'n bietjie daaroor vra, maar voor ons daarby kom, voordat ek nou vergeet, ek sien 'n ring in jou vinger. Yes, ja. En dan wonder ek nou hoe 'n persoon wat in jou bedryf is, ek meen die restaurantbedryf werk baie hard. Dit is 'n ongenaakbare, moeilike en fantastiese wêreld. Maar hoe hanteer jy dit met familie? Ek weet nie wie die familie is nie. Ek weet niks van jou privaat lewe nie, maar hoe hanteer julle hoe werk dit vir jou? Ek is baie bevoorreg. Ek het my vrou ontmoet in die bedryf. Goed. So ons werk saam. Ons het ontmoet by Marble. Sy het op die Frandes gewerk en ons is getroud en ons het saam afbeweeg en ons hardloop saam Marble Kaapstad. So sy fokus meer op die groter funksies. Sy natuurlik is haar Irene se oog hier so in Kaapstad, so sy maak seker al die stoele en tafels is 100% 90 grade. Sy sê as ons nie mooi gestryk het die tafeldoeke nie, dan kry ons maar elke keer op ons vingers getik elke dag. Maar met mense kort dit in die restaurant. Kort daai fyner oog in die restaurant en met al die groot groepe wat deurkom en met die internasionale kliënte en weet hierdie toergroepe en so aan. Dit is belangrik om 'n baie goeie punt van kontak te hê, ook net met die hotelle wat ons mee werk en net om seker te maak weet wat ons aanbied by Marble in Kaapstad, dat ons seker maak ons kyk nog na ons locals en dis nie net altyd internasionaal nie. Ons moet kyk na die mense wat hier is in winter en wat ons nog,
gaan support. Ja, ek wil net sê nou, ek wil nou weet of al my stoele vir 90 grade staan. Maar ek wil vir jou vra op daai noot gevinnig. So daar's, ek dink as mense wat nou luister sê wel, ek gaan nooit kan bekostig om by 'n Mabel te gaan eet nie. Ek kan of het 'n siening van, dit is so snobisties. Jy weet of wil baie graag gaan, maar voel geïntimideer deur die konsep van gaan sit aan 'n tafel. Hulle ken nie noodwendig wyn en kos soos wat jy wat spesialiseer daarin noodwendig ken nie. Hoe dink jy moet die kliënt voel wanneer hulle so toe kom? En wat wil jy vir mense sê? Hoekom is hierdie belangrik? Jy weet, ons is nie besig om wêreldoorloë. Dalk is mense om 'n goeie glas wyn, dink ek. Dit is al baie oplossings vir die wêreld al bespreek, maar daar's so baie dinge in die wêreld op die oomblik in die gang dat mense nie lig daarvan wil maak nie. Hoekom is hierdie belangrik vir Suid-Afrika? Ek sê kyk, Mabel is nie juist half 'n plek wat super duur is nie. Ja, dit is geprys, maar daar is 'n dis en daar is 'n glas wyn of 'n cocktail vir almal wat kom. Ons het nou 'n heerlike restaurant week gehad waar daar 2 en 3 gang gereg teen 'n baie billike prys was. En jy weet, ons het 'n heeltemal ander klas van kliënte gekry wat deurgekom het wat ook nooit Mabel sou gekom het nie, maar weet wat eintlik regtig Mabel kom waardeer het en gesien wat se waarde hulle kry vir die prys. Ek bedoel, hierdie is nou al vir julle hoofgereg en ek bedoel, as jy daai hele hoofgereg eet, ek dink nie jy het so eintlik plek gehad het vir die voorgereg nie. En dan doen ons nou 'n klein nagereggie ook nie. So dis regtig, jy gaan nie honger huis toe nie. Ek sê altyd as ek by die restaurant wegstap, maak nie reg vir my saak wat ek betaal het nie. Solank die diens goed was en ek gaan nie honger huis toe nie, dan is ek gewoonlik 'n gelukkige man. Maar ons probeer regtig of almal wat kom, as nou 'n spesiale okasie is of as jy dink dit is dit hier kom deur, daar is 'n klein barbite of iets in die kroeg wat die klein rappie is. Daar is 'n glas wyn vir almal. Dis nie net duur wyne by die glas nie. Daar's goedkoop wyne op die lys. Daar's regtig iets vir almal op die lys. En soos ek sê, op die einde van die dag is dit vir my belangrik om seker te maak dat ek die regte bordkos en die regte wyn op die einde van die dag op die tafel kry vir iemand wat nie geïntimideerd voel of voel dit, hierdie was nou 'n bietjie te duur vir my sak gewees of iets soos dit nie. Ja, ek is baie bly dat jy per glas doen, want dit is iets wat ek nogal geniet om te doen as jy na 'n restaurant toe gaan, in plaas van om 'n bottel wyn te bestel wat jy nou met al jou geregte moet drink. Kan 'n mens sê jy kan ook op so 'n manier die wynbedryf verken. So jy kan wyne drink wat jy glad nie ken nie. Die eerste glas is dalk nog nie wat jy altyd of 1 of 2 is nie fantasties, maar nou het jy dit ervaar. So of dit is fantasties net jou smaak nie, is eintlik maar die beter manier om dit te stel. So ek dink per glas is 'n fantastiese konsep vir 'n restaurant. Nee, definitief. Net om goeie wyne en ander wyne te doen by die glas, soos 'n bietjie meer ouer Suid-Afrikaanse rooi wyne of ouer Suid-Afrikaanse witwyne, iets wat jy nie gereeld sien nie. En die lekker ding altyd is daar's altyd 2 of 3 sommeliers in die aand op die vloer. So, jy weet, soos ek sê, die sommelier is nie iemand om mee intimideer te voel nie. Hulle is daar om te help. Jy weet, ons is daar om regtig mense 'n storie te vertel. Of as jy nou onseker is oor, ek is nie seker van hierdie roesaan versnit by die glas nie. Weet jy wat, ek bring vir jou om te proe. Ja. Proe dit en sê vir my, weet jy wat, ja of nee, dit is nie juist my smaak nie. Ek hou van iets bietjie meer soeterigheid of dis te bitter vir my. En dan kry ons proe ons deur 4 wyne. Proe al die wyne op die glas wat ek woon. Ek kry die regte glas vir jou op die tafel. En dis vir my wat belangrik is. Raad vir mense by die huis. Jy hoef nou nie 'n spyskaart uit te lê nie, maar wat dink jy is jou beste raad as jy mense moet onthaal? Ek weet nie baie tyd jy daarvoor kry nie. Maar as jy mense moet onthaal, wat is jou benadering? Ek kan dink dat daar's geweldige verwagtinge. As vriende of familie nou by julle kom eet, dan moet julle mos nou uithaal en wys. En meeste van die chefs en mense in die bedryf wat ek mee praat sê wel, ons eet by die huis 'n toebroodjie. Jy weet, 'n geroosterde broodjie is al wat jy voor lus is, of 'n brood en kaas. Wat sal jou beste raad wees? Sjoe, ek gaan begin om te sê ek is mal daaroor om te kook. So vir my om kos of te braai by die huis of iets gaar te maak of 'n nuwe dis probeer is altyd 'n uitdaging en daar's gewoonlik 'n hele klomp bestanddele uitgelê op die tafel en Natalie sit eenkant en sy vra nie baie vra nie, sy wag net vir die eindresultaat. Maar wat ek sal voorstel is ons probeer altyd, ons drink altyd eers die spyskaart uit en dan kom die wyne uit. Probeer dit dalk op 'n ander manier rondom doen. Kies jou wyne eers en dan kyk jy na wat jy gaan doen saam met die spyskaart, want soms is die wyne 'n klein bietjie meer delikaat of die wyne wys iets
is sê maar 'n sekere karakter of is bietjie swaarder of bietjie ligter. En dan is dit baie makliker eers as jy die wyn dalk geproe het om te sê, weet jy wat, ek dink saam die gaan dit werk. Nie om die dis uit te dink en dan dink, o ja, wat se wyn gaan nou werk saam die nie. So doen dit ook die ander manier om. En ja, soos jy sê, daar is dalk 'n program wat jy moet volg om te sê begin met 'n bietjie vonkel. Dit is altyd lekker om te begin met vonkel. Maar moet ook nie bang wees om soos ek vroeër gesê het nie. Ek en David het eendag gebraai in by sy huis in Johannesburg en ons het net vonkel gedrink middag. Ja. Saam elke liewe dis. En dit was absoluut fantasties want die aciditeit in die vonkel is so mooi dat dit werk net so in harmonie saam met souterige kos, saam met vetterige kos. Jy weet, alles het net so heerlik saamgewerk. So ek sou sê ja, proe die wyne eerste en dan dink jy dalk jou spyskaart uit, maar moet ook nie te bang wees om weer dinge bietjie anders te om te doen nie. As jy dalk, ek weet ons almal is dan nie regtig 'n foie gras fan nie, maar as jy nou wel foie gras met soetwyn weer begin of ja, jy weet, gaan hulle nie daai kan nie oopmaak nie. Ek bedoel daar is gelukkig nie goeie foie gras in Suid-Afrika nie, so moenie eers dink daaraan nie. As jy wil begin met iets bietjie meer, kom ons sê nou maar 'n spysige 'n chili gereg of iets bietjie met 'n bietjie meer hitte, dan kan jy oopmaak met 'n soetwyn want dit is 'n soetwyn en hitte werk baie lekker saam. Soos 'n curry. Presies, ja. As jy nou 'n curry de vis wil doen vir 'n voorgereg of so iets, dan kan jy iets bietjie meer van 'n soetwyn soos 'n boeketraube of 'n gewürztraminer probeer oopmaak saam dit iets bietjie meer soeter wat net daai hitte en spysery net bietjie meer gaan afbring en lekker harmonies gaan saam gel. So ek sal sê koop die wyn wat jy wil drink en die wat jy kan bekostig en dan gaan jy van daar af in kies jou kos. 100%. Dit is fantastiese raad daai. Ek begin altyd by die kos. Ek gaan dinge anders om moet begin bekyk hierso. Ek wil vir jou gevra het ook, ek het so 'n paar vrae wat ek nou vir jou gaan gooi. Wat eet julle terloops by die huis? Wat maak julle as julle nou by die huis kom of by die huis is en julle wil net eet wat julle wil eet? Lief om gou 'n stukkie vleis te braai as daar genoeg tyd is, as dit nie te laat is nie. Om 10:00 die aand 4 aan te steek is altyd bietjie moeilik. Anders as ons mal oor 'n lekker spaghetti, lekker maalvleis, saam met penne. Hoender in die oond is heerlik. Baie maal oor slaaie. David baie fietsreis altyd my rys is baie belangrik. So ek meng sommer so 'n gewone basmati rys deur ons slaaie en dan gaan daar 'n stukkie hoender in en pomegranaatsade en whatever dit my wees. Alles gaan net in die slaai in. So slaaie is vir ons 'n baie lekker ding om te doen ook. En dan 'n gou varkribbetjie nou en dan. Maar ja, later in die aand ek voel altyd ek moet 'n goeie bord kos eet voor ek in die bed gaan klim. Kry jy proteïene in, hè? Definitief, ja. Nee. Goed. 5 vrae voordat ons daarby kom. Yes. Die nagereg asseblief. Okay, 100%. Die kaas, maar jy kan maar eers nog 'n bietjie eet. Die arme man praat so baie, hy kry nie kans om te eet nie, maar dit is regtig die samewerking pairing tussen hierdie wyne is fenomenaal. Die enigste wyn, jy het nie vir my baie ingegooi en ek beloof julle wat ek gaan klaar drink is nou die rooi wyn want ek is maar 'n baie lief vir witwyn. Baie lief daarvoor, maar so my hart trek altyd met 'n punt rooi wyn toe. So, die laaste een het jy besluit op kaas want ons gaan nie te veel kommer oor soetgoedie, sê jy? Nee, so ons werk baie lekker saam met. Dis een ding wat David regtig wou gewys het in Kaapstad is ek dink is iets wat al verlore gegaan het in die kosbedryf is hierdie mooi kaastrollies wat mens sien in die buiteland. Dit bestaan net nie meer nie. My mond hang oop as ek dit ooit sien op 'n film, dan kom hulle met hierdie hele en ons gewoonlike ou met wit handskoene wat al die kaas sny. So ons het nou hierdie fantastiese kaastrollie wat Karen Dudley vir ons bymekaar sit en ek het vir ons 3 verskillende kaase gebring vandag. Alles is kaase uit Suid-Afrika uit. So ons het aan jou regterkant, dit begin ons dan met die Phantom Forest wat 'n bokmelkkaas is. En hy het daai heerlike half as rondom wat die kaas half preserveer, maar dit gee ook 'n baie lekker romerige smaak. Dan het ons die ambaseli wat in die middel is en saam met dit ons uitgedroogde mango achar wat in die oond uitgedroog is daarmee. So dis al 'n lekker harde kaas en dan het ons 'n lekker blou kaas, half 'n blou Stilton, ook uit Suid-Afrika, so met die Karoo Blue gebring. So ek gaan nie namens jou sny nie, né? Nee, ek gaan nou 'n stukkie kaas al gryp. Bokmelkkaas het bietjie van 'n omstrede naam by baie Suid-Afrikaners. Ek dink as baie mense daarvan hou, maar daar's mense wat ek ken wat sê hulle eet dit nie want dit laat hulle dink aan bokke. Hulle ryk bokke of hoe dit ook al sê. Ons koop omtrent deesdae net bokmelkkaas, want dit is net een van die lekkerste dinge. Definitief, dit is lekker romerig, dit het altyd so baie smaak, so baie geur. Hoe maklik en moeilik is dit om wyn te kies saam met bokmelkkaas? So kaas en wyn is eintlik 'n baie interessante storie. Mens kan soms 'n droër styl van witwyn saam met kaas ook doen, maar ons het vandag bietjie van 'n soet wyntjie gekies. En dis regtig saam met hierdie kaas trollie wat ons nou begin het by Mabel Johannesburg het hierdie liefhebber van soet wyn in my uitgeklim. Dis iets wat ook
half oorgekyk word in restaurante. In vandag se wêreld is soetwyn en nageregwyn, weet daar's nie regtig 'n term daarvoor nie. So ek het vir ons 'n bietjie van 'n ouer soetwyn gebring. Ek het hoog en laag gesoek, maar ek het dan iets gekry en dit bestaan ongelukkig nie meer nie. Ek wil nou net sê want daar's 'n woord op wat ons nie mag gebruik hier met die naam van port. Korrek, ja. So kyk, die terminologie is maar dieselfde as champagne. As dit nie uit Portugal, uit Porto uitkom nie, dan mag mens nou nie eintlik sê dis sport nie. Ons moet net maar sê Cape Vintage. So ja, ons het nou in 1989 Monies Cape Tawny Port. 1989. Yes, en dit is iets wat ek ontdek het. Ek het 'n hele klomp bottels opgetel en dis onder 'n lekker skroeftop. So jy weet daar's nie 'n kurk of iets nie, so daar gaan nie 'n probleem wees met die wyn nie. Ek dink ons genoeg suiker in die wyn as hy ryk hier. Dis so spesiaal. Goed. So interessante awards wat hierdie wyn gewen het. Dubbel Veritas goud daai. Jy kan mos gewoonlik by die Veritas en daai plekke ook van hierdie ouer soetwyne Port en Swan. Jo, kyk hy kleur. Ja, dit is absoluut fantasties. Ek weet dit vat my terug na die nagmaal wynteam, maar nou ja. Is dit die wyn wat jy dan mee groot geraak het? Sure, ek dink so in die kerk. Ek het altyd almal gevra, is iemand oorgeslaan, my hand het altyd eers opgegaan. So Jo, ek kan nie kyk net daai kleur. Nee, dit is absoluut fantasties. En ons het nou 'n paar ou oorgehou in 1988 so ook gekoop en ons werk bietjie met Melanie se ouers wyne ook, maar ek dink dit hierdie saam met kaas, jy weet, en die lekker ding van kaas is die wyn is soet, maar wat mens kry in kaas is mens kry die lekker souterigheid en romerigheid. En dit werk so lekker saam met soetwyne van Suid-Afrika af. So geniet, dit ryk absoluut. Ek dink ek het gedog ek was in die sewende hemel, nou is ek regtig. Dankie vir die baie moeite. Ek het nie nodig om so ver te gaan soek nie, maar dit is fenomenaal. Dit is altyd heerlik om, en soos ek sê, dit is 'n wyn wat beskikbaar is by die glas. Dit is 'n wyn wat dalk al, ek het Monies bestaan nie eers meer nie. Ja, presies, dis wat ek nou en ek dink myself, ek wens ek kon vir mense sê om nou te gaan ry om die wyn te gaan proe, om van hierdie port te gaan proe. Ongelukkig gaan dit die tydsberekening nou nie so uitwerk nie. Maar voordat ek jou nog groet, wil ek gou vir jou 'n paar vrae vra. Beste wyn wat jy jou hele lewe nog ooit gedrink het? Sure. Ek dink ek het is een van my wyn, ek is nou op 'n iPad, so al my notas is bietjie op die iPad, maar daar's nog een van my wynboekies. En dit was in Johannesburg gewees en Eben Saad het vir ons 'n vertical tasting aangebied. En ek kon sit en dit was van 2000 was sy maiden tot en met ek dink dit was 14 of 13 of 15 dalk. En ek kom daar die 2005. Sjoe. En dis net 'n wyn wat ek dink ek het per toeval een bottel wat in 'n stoorkelder lê in Johannesburg onder Great Domains onder. Hy is naby aan my nie, want ek kan hom net maar so kry maar as daai inspirerende aande wat jy te veel wyn gedrink het en sê nou ek gaan nou hierdie bottel wyn oopmaak. Ja, so hy is ver weg van my af. Hy moet eintlik op 'n bietjie rus, maar dis nou die tyd. Ja, maar dit is nie een van die wyne wat regtig nog, weet, saam is. Daar's baie internasionale wyne wat jy al sê wat mense nooit sal kan proe nie en maar ek bedoel as ek moet dink local en dis is iets wat ek in my boekie geskryf het. Ek dink dit staan nog steeds daar, best wine I've ever tasted. Sjoe. Fantasties. Vreemdste interaksie met 'n kliënt. Vreemdste versoek dat jy jou kop geskit het toe jy wegloop en gedink wat moet ek hiermee doen? Sure. Ek kan 'n boek skryf. Ek kan dink. Een van die vorige sommeliers het gesê iemand het gevra vir Jan in Nice se onderklere. Of hy nie dit kan kry vir hulle om huis toe te vat nie. Ek dink iemand het gevra vir David se onderklere. Baie het my gevra of hulle met hom kan chat en sy nommer. Ek wil net vir die wat nie weet hoe David lyk nie, gaan Google hom maar. So jy verstaan hoekom hy 'n ander vlak van aanhang ook het. Jammer David, dis die enigstens hierdie gesprek luister dat ek bietjie met jou spot. Ek dink dis toe iemand vir my kyk toe ek jonk was het ek baie snaakse gedink met Tassenberg het my eie glühwein gemaak en so aan, maar iemand vir my vra ek haal 'n baie mooi glas uit, ons het die dun glase in die restaurant en ek gooi rooiwyn in en die wyn is gedekant en alles en iemand sê vir my, het jy vir my dalk 'n blikkie Coke? O nee. Ek sê ek het meneer, maar ek het nou regtig nie gedink dat die kliënt 'n Katemba gaan maak in Marble in hierdie baie mooi wynglas nie en hy het die ysblokkies in die Coca-Cola by gegooi en dit ja. Spanje het mos so drankie. Ja, maar nee man, nee. Maar as jy nou maar iets goedkoper koop natuurlik as jy nou en is dit droog vir jou nog gooi nou maar 'n bietjie suiker by, maar as die wyn verouderd is en is mooi gedekant krisis. Maar dit was vir my baie snaaks, ja. So jy kan dit opneem soos jy wil, maar jou wynmaker crush. Wynmaker crush. Sure.
Ek dink ek het ook een van sy wyne gebring vandag. Ek en Johannes stap 'n lang pad saam. Ek glo Johannes Chardonnay en Pinot daar in Suid-Afrika hands down vir my 10-1 van die bestes wat daar is. Ja, Hannes Storm en Natalia, altyd van hulle maak uitstekende wyne uit die hemel en aarde uit en ek het Hannes stap al so lank pad saam en ons is van die tyd 2012 of sy eie ding begin doen het is ons spelle en ek het sy wyn voorgesit vir 'n kompetisie ook as een van die was 'n hele blindproe van wyne van Suid-Afrika af en sy Pinot Noir ook voorgesit vir die kompetisie. So ek moet sê ek dink ek en Hannes Hannes Storm van Storm Wyne in die hemel en aarde af, as jy maar die wine crashes dit so wil sê. Spesiale koneksie. Ja, ek wil nie 'n vroue wynmaker gesê nie, my vrou luister ook so. Ek weet dit is 'n moeilike vraag daai. Laastens net, dis 10 jaar later en jy sit aan watter tafel en jy werk waar en aan wat? Sjoe. Ek dink maar net vir die Suid-Afrikaanse wynindustrie waar ek nou sit en wat ek aan werk is net om terug te gee waar ek kan. Om te kyk, ek kan ook nie die vloer vir so lank doen. Wie gaan by my oorvat? Wie volg in ons voetspore? En net om seker te maak dat hierdie vlak van sommelier en wynstudie en om die boodskap oor te dra aan die einde van die dag, net om te behou in Suid-Afrika. Vir my is dit baie, baie belangrik. Ek sal dit graag wil sien as ek aanbeweeg, nie dat ek sê ek aanbeweeg uit die restaurantbetree uit nie, maar as ek nou enig aftree van die vloer af en met my bene kant aan my hou en ek is daarom nog jonk, so ek hardloop daarom nog. Maar ja, net om dit aan te sien hou en net dat die wynlyste inspirasie bly in Suid-Afrika, dat jy nog goeie wynlyste gaan sien met verouderde wyne op en goeie wynlyste met verskillende variëteite en jy kan sien ons insig in die wynlys en weet die sommelier het regtig geproe en gesien waar die gapings is en wat werk en wat benodig ek en dat in die aande as jy sit in 'n restaurant dat iemand vir jou kom vra, is jy okay op die wynlys? Kan ek jou met iets help? Is daar iets dat kan voorstel? Dit sal ek graag wil sien in Suid-Afrika. Dis waar ek elke dag aan werk. Baie dankie, die moeite, dit word geweldig waardeer, dit is 'n fantastiese bederf en soos ek sê, ek doen dit alles vir die bedryf en vir die luisteraars by die huis om te weet, daar is 'n wonderlike wêreld wat hulle kan verken op hulle eie terme en ek dink dit is belangrik. Baie, baie dankie weer eens. Sterkte, ek weet jy het nog 'n lang dag wat voor lê en nou het jy al klaar saam met my wyn geproe en kos geëet, maar sterkte vir julle by Mabel. Ek is seker dit gaan net groei en kan nie wag om daar te kom eet nie. Baie, baie dankie en dankie vir die voorreg om 'n bietjie te praat oor wyn en kos. Gesondheid. Cheers, gesondheid. Laastens op die reine wynheid, soos gewoonlik, jou wynfeit vir die week. Weggesteek onder Europa bestaan daar 'n massiewe ondergrondse stad met kilometers se tonnels gevul met wyn. En elke straat dra die naam van 'n sekere druif, soos Pinot Noir of Cabernet Sauvignon. Jy kan letterlik met motors of fietsse deur die doolhof ry, waar normale verkeersreëls geld, volgens National Geographic. Moldawië se Mlečni Meach is die grootste wynkelder ter wêreld, ook volgens die Guinness Book van Records. Die versameling is 2 miljoen bottels groot. Hierdie kellers is 250 kilometer lank. Net 120 kilometer word tans gebruik. En al wat ek nou kan dink is, ek sal nie omgee om daardeur te ry nie. Kan jy jou voorstel hoe dit ruik daar binne? En dit is vandag se die reine wynheid. Volgende week weer 'n splinternuwe episode. En onthou, soos gewoonlik kan jy vir my e-pos stuur, sê vir my wat is jou gunsteling wyn? Wat drink jy tans? Brink by rsg.co.za. Thank you.